17 Junie, doop vir dooies. In 1 Korintiërs 15 vers 29 maak Paulus 'n baie belangrike stelling in die vorm van 'n vraag. Hy sê, en nou, as die dooies glad nie opgewek word nie, wat wil die mense bereik wat hulle vir dooies laat doop? Waarom laat hulle nog vir dooies doop? Nou dit lyk hier asof Paulus 'n probleem gehad het met mense wat nie geglo het dat die dooies opgewek gaan word nie. En dan gebruik hy hierdie situasie waar mense, wie dit ook al was, hulle laat doop het vir iemand wat reeds dood is. Nou 'n mens kan miskien hieruit sê hoe belangrik is die doop, maar dit gaan nie oor die doop nie, dit gaan oor die opstanding uit die dood en dat dit wel gaan plaasvind. Ek dink dit is onwaarskynlik dat Paulus verwys na 'n algemene praktyk waar gelowige mense ter wille van dooie mense gedoop word. Ons lees nooit weer daarvan nie. Die Bybel is heeltemal praat glad nie daaroor nie. En in vandag se lewe weet ons nie eers van so iets nie. Maar die feit wat hy hier ondersteun is die opstanding uit die dood. Want as die opstanding uit die dood nie moontlik is nie, met ander woorde as dit nie gaan gebeur nie, dan beteken dit dat diegene wat gelowig is geword het, wat geestelik gesterf het, ook nie uit die fisiese dood opstaan nie. 'n Mens moet tog geestelik sterwe wanneer jy Christus aanvaar en ook weet jy gaan een of ander tyd fisies sterwe. En daarom moet jy weet dat die opstanding uit die dood, soos jou opstanding uit jou sondige lewe, ook eendag vir jou uit jou fisiese dood gaan gebeur. Daar is met ander woorde basies twee groepe mense. In die Bybel sien ons dat daar mense is wat die opstanding uit die dood ontken het en ander wat dit geglo het. Soos byvoorbeeld die Sadduseërs waarvan ons lees in Handelinge 23 vers 8. Hulle het ontken dat daar 'n opstanding uit die dood is. Maar nou lees ek die woorde van die Here Jesus en ek dink 'n mens moet meer waarde heg aan wat hy sê. Johannes 5 vers 28 en 29 is die Here Jesus aan die woord. Moenie hieroor verbaas wees nie. Daar kom 'n tyd wanneer almal wat in die grafte is, met ander woorde almal wat gesterf en begrawe is, sy stem sal hoor en sal uitgaan. Die wat goed gedoen het, sal opstaan en lewe, en die wat verkeerd gedoen het, sal opstaan en veroordeel word. Ondubbelsinnig, daar is 'n opstanding uit die dood. En as iemand nou so glo dat daar nie opstanding uit die dood is nie, kan so iemand aanvaar dat hy met sy sterwe tot niet gaan. Dit is die einde van alles. Daar lê niks verder voor nie. Daar is geen beoordeling, daar is geen veroordeling, soos 'n blom of soos die gras wat net eenvoudig tot niet gaan. Maar ek dink die wonderlike voorreg wat ons het, is die korrekte siening. Ons leef met die verwagting van die opstanding uit die dood. Die beste ding wat met 'n mens kan gebeur nadat jy gesterf het, is om op te staan in 'n nuwe lewe met Christus in ewigheid. Loop mooi.